And the things of this world grow strangely dim, wanneer ons die Here se naam groot maak. Wanneer jy besef, hy is almagtig en hy is groter as enige iets in hierdie wêreld wat jy beleef, dan word dit wat jy beleef baie klein. En ewe skielik kry ons weer hoop, kry ons weer perspektief. En dis wat gebeur wanneer ons die Here aanbid en wanneer ons alles vir hom gee. Net daarna het Jesus sy disippels aangesê om in die skei te klim en so lank vooruit te gaan na die oorkant, na Betsaida toe. Terwyl hy nog eers die mense huis toe gestuur het, nadat hy hulle laat gaan het, het hy die berg opgegaan om te bid. Toe dit aand word, was die skei al ver weg die see in en Jesus het alleen op die strand. Hy het gesien hulle roei swaar, want die wind was teen hulle. Teen dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom en hy wou langs hulle verbygaan. Toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gedink dis 'n spook. Hulle het hard geskreeu, want hulle het hom almal gesien en groot geskrik. Maar hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê, wees gerus, dis ek. Moenie bang wees nie. April Fool. Hy het toe by hulle in die skei geklim en die wind het gaan lê. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan. Want hulle het nie werklik verstaan wat die vermeerdering van die brood beteken nie. Hulle kon dit nog nie begryp nie. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Jesus stories. En ons praat oor Jesus, want dis waar kerk gaan. Dit gaan oor Jesus, om mense aan Jesus voor te stel sodat hulle hom sal leer ken. Ons praat spesifiek oor wat het Jesus gesê en wat het Jesus gedoen. En Jesus self het gesê, ek het net gesê wat ek my Vader gehoor sê het, en ek het net gedoen wat ek my Vader gesien doen het. Die oomblik wanneer die Here jou 'n nuwe hart gee, wat hom begeer. Wanneer daar wedergeboorte in jou lewe plaasvind deur die Heilige Gees, dan het jy 'n begeerte om hom te ken, om meer van hom te wil weet. En Jesus het gesê, ek is God in 'n lyf, as jy God wil ken, ken my. Toe hy gesê het, ek het net gesê wat my Vader gesê het, en ek het net gedoen wat ek gesien het, hy gedoen het. Nou een van sy disippels wat byna 3 jaar agter hom aangeloop het, sy naam uit my kop uit. Maak nie saak nie. Een van Jesus se disippels kom by Jesus, hy sê vir Jesus, wys vir ons die Vader. Jesus sê vir hom, ek is al so lank by jou. Ek is al so lank by julle. Want hy praat met al die disippels. En nog steeds vra julle vir my, wys vir my die Vader. Wat ek sê is wat hy sê, wat ek doen is wat hy doen. Ek en hy is een. En as jy in jou binnekant 'n begeerte ontvang het om God te ken, leer vir Jesus ken. Leer hoe hy dink. Ek het dit laasweek gesê, ek sal dit baie nog oor en oor sê, die Bybel is nie jou storie nie, moenie jou Bybel lees om jouself daar binne te soek nie. Lees jou Bybel om God te leer ken, en wie God is, dis sy storie. En dis wat ons in hierdie reeks doen, ons leer God beter ken, ons gee aandag aan die begeerte in ons hart vir God. En dis waaroor die hele reeks gaan. Nou vanoggend se storie, het ek so vlugtig vir julle gelees, maar hierdie storie het 3 verskillende weergawe. Hy is geskryf in Matteus, hy is geskryf in Markus en hy is geskryf in Johannes. En die 3 weergawe verskil so bietjie, maar daar's een beduidende boodskap wat ek gekry het uit hierdie gedeelte uit, wat ek sommer met die deur in die huis gaan val en vir julle gaan sê wat vir my nogal uitgestaan het. Daar's baie wat ons vanoggend gaan hoor en gaan leer, maar hierdie het vir my uitgestaan. Die wat gehoorsaam is, het niks om oor bang te wees nie. Die wat gehoorsaam is, het niks om oor bang te wees nie. Hierdie lewe waarin ons leef is nogal bedreigend. Ons het nie een beheer nie. Ons partykeer aanvaar ons goed net van selfsprekend en ons dink ons is in beheer. Ek gaan môre nog 'n werk hê. Ek gaan môre nog asemhaal. Ek gaan nog môre 'n lewensmaat hê wat vir my lief is. Ek gaan nog my kinders by my hê. Niemand gaan doodgaan nie, niemand gaan terminaal siek raak nie. Soms raak ons so totaal dink ons is in beheer in hierdie wêreld. Totdat iets van daai goed gebeur, dan ontspoor dit ons totaal en al. Dis vreesaanjaend hierdie lewe, want hierdie wêreld is eintlik stikkend. En is so maklik om in stres te verval, of in druk net oor te gee en te sê, ek kan nie meer nie. Of net te begin in 'n bonneltjie inkruip en jouself vashou en jouself jammer kry, want hierdie lewe is geweldig.
Hierdie lewe is verskriklik moeilik. En wat ons in hierdie storie vanoggend leer, is die ouens wat gehoorsaam is aan wat God sê, het geen rede om te vrees nie. As jy net konstant elke dag doen wat hy sê, die minimum ten minste doen wat hy sê, het jy niks om ooit oor te vrees nie. Sal angs nooit groter wees as rus nie, of perspektief nie. En dit gaan ons in vanoggend se storie sien. Hierdie storie wat ons vanoggend gaan lees is Jesus wat op die water loop. En dis nogal interessant, daar's 3 weergawe van die storie, Matteus, Markus en Johannes, en net in Matteus is daar 'n gedeelte waar een van Jesus se disippels ook op die water geloop het, saam met hom. Die ander 2 maak nie melding daarvan nie. Wel, ons weet Markus is geskryf eintlik deur Petrus, wat op die water geloop het. Hy het dit deur die pen van Markus gedoen, maar hy was nie geletterd aan die begin van sy bediening op aarde nie, so hy het nog nie geweet om te lees en te skryf nie, so hy het half gedikteer wat Markus moet skryf. En hy het nie geskryf dat hy op die water geloop het nie. Wel, as ek die storie so lees, dan dink ek, ja nee, ek sal myself in daai storie inskryf as ek jy was nie, want jy lyk nie baie goed nie. Dis dalk die rede hoekom hy nie van homself daarin geskryf het nie. Of Johannes. Johannes was altyd in 'n kompetisie met Petrus. Hulle het mekaar gedaais na die graf toe, nadat Jesus opgestaan het uit die dood uit. En Johannes het duidelik geskryf, ek was eerste. En Johannes het die hele tyd geskryf van homself as die een vir wie Jesus lief was. Die disipel vir wie Jesus lief was. So hy het ook nie gepraat van Petrus nie. Dit is asof hy ook nie enige lig op Petrus wou skyn nie. Maar Matteus het vir ons geskryf, waar Petrus ook op die water geloop het, en ons volgend iets daarna kyk. Ek het sommer al 3 stories in een met al die detail, sodat ons nou al 3 kyk en die groot prentjie kry van wat wil Jesus vir ons hier leer, deur die woorde wat hy sê en die goed wat hy doen. Wat wil hy ons leer van God? En dis waarna ons gaan kyk in hierdie storie vanoggend. So, met 'n bietjie agtergrond, en ek dink met punt 1 waarmee ek vanoggend wil begin, ons moet dit nie mis nie, want dit het eintlik te doen met laasweek waar ons geëindig het. As jy hier was laasweek, dan sal jy onthou dat Jesus het 5 broodjies en 2 visse meer gemaak, en daar was ten minste 15.000 mense. Daar was 5.000 mans alleen, sonder hulle vrouens, sonder hulle kinders. So, daar kon tot 20.000 mense gewees het. En Jesus het hulle almal gevoer. En hy het al hulle siekes gesond gemaak. En as jy dit nou gemis het, is klaar op ons YouTube kanaal, jy kan dit gaan kyk. En wat het God ons daaruit geleer? Dat hy is Jehovah Jireh, soos hulle in Hebreë sê, die God wat voorsien. En hy kan dit nie net individueel doen nie, hy doen dit koöperatief. En toe raak al hierdie mense so opgewonde dat hulle hom met geweld wou koning maak. Hulle wil sommer net daar afgaan Jerusalem toe. Ontroon daai klomp Romeinse amptenare daar, haal hulle van die baan af, ons Jode vat nou oor, en as ons hier klaar is, dan gaan ons Galilea toe, en van Galilea af travel ons sommer stryd Rome toe, en dan haal ons die keiser daar af. Hulle wil met geweld Jesus koning maak. Maar dit was nooit die plan van God met Jesus se lewe op aarde nie. So wat Jesus doen is, hy sit sy disippels op 'n boot en hy sê vir hulle gaan, en hy gaan berg op om saam met sy Vader tyd te spandeer. En ons moet dit nie mis nie. Ons mis dit so baie keer. Dat sodra die Here in jou lewe opdaag en hy werk in jou binnekant en jy beleef die Here se teenwoordigheid, dan sê jy, nou sien ek vir enige iets kans, ek dink die Here wil dat die volgende gebeur. En jy kap dit flou en jy gaan, en voor jy jouself kry, is jy stoksiel alleen. Jou gedagte en jou intensie kan so rein en so heilig wees, as dit nie God se plan is nie, verlaat hy jou. Kies sy koers. Want hy's nie hier om jou te dien nie. Hy's hier dat ons hom sal dien op die eind van die dag. Jesus Christus was op die aarde gewees om heel eers sy Vader te dien. Om die pad oop te maak vir die mens om uiteindelik God te kan dien. Hy was hier om sy Vader te verheerlik. So ons moet daai eerste les nie vanoggend mis nie. Ons lees dit in Markus 6:45. Net daarna het Jesus sy disippels aangesê om in die skei te klim en so lank vooruit te gaan na die oorkant toe. Na Betsaida toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe stuur. Hoekom het hy dit gedoen? In Markus lees ons altyd dadelik. Jy sal oral die woord onmiddellik en dadelik kry. Jesus het dadelik hierdie situasie ontlont. Dadelik. Hy het gesê, klim julle in die boot en gaan. Ek sê vir die laaste ouens baie en ek gaan. Hier moet ek uitkom. Hierdie is nie God se plan vir die wêreld nie. Ons moet nou wegkom hierso.
Hoekom het hy die disippels ook op 'n boot gesit? Want 2 hoofstukke terug het hy hulle uitgestuur en hy het hulle die mag gegee om demone uit te dryf en siekes gesond te maak en dooies op te wek en die evangelie te preek en die mense het by die duisende saamgedrom as gevolg hiervan. So daar's baie mense wat ook na die disippels gekyk het vir hoop. Wel, as ons nie vir Jesus kry nie, gryp ons die eerste ou wat ook 'n wonderwerk kan doen en ons gaan nog steeds hierdie ding doen. Ons gaan met geweld 'n koning kry. So Jesus ontlon die situasie, kry al die rolspelers uit die pad uit. Sit hulle op 'n boot. Hy sê gaan. Roei. Hier is die opdrag, spesifieke opdrag. Gaan Betsaida toe terwyl hy eers die mense huis toe stuur. Nadat hy hulle laat gaan het hy die berg op gegaan om te bid. Jesus het dit baie gereeld gedoen. Ek sê altyd, as Jesus so gereeld tyd spandeer het saam met sy Vader en hy het homself afgesonder, hoe is dit moontlik dat ek as 'n mens dink, wel, ek sal kan doen sonder dit? Of ek doen heiliglik my lewe sonder om eers een keer 'n week tyd te maak om te bid? Hoe kry ons dit reg as Jesus self het gedoen het? Toe dit aand word, was die skei al ver weg die see in en Jesus alleen op die strand. So, ons lees in Matteus dat dit al in die 4de gedeelte van die nag was. Hy begin 6:00 tot 9:00 is die eerste gedeelte, 9:00 tot 12:00 die tweede gedeelte, 9:00 tot 3:00 die derde gedeelte en 3:00 tot 6:00 is die 4de gedeelte. So, Jesus het reg deur die nag gegaan en saam met sy Vader tyd spandeer. En as jy onthou dat toe hy daar land voordat hy die mense gevoer het, was hy en sy disippels klaar moeg. Maar hy was so deurdrenk met God se teenwoordigheid dat dit hom heeltemal krag gegee het. Dat hy nie geslaap het nie, maar dat hy net tyd spandeer het saam met sy Vader. Volgende oggend vroeg staan op die strand, die son is op pad om op te kom. Daar by die see onstuimig geword omdat daar 'n sterk wind gewaaai het. So hier is die disippels, hulle is op die see, hulle is nog steeds op die see. Hy het al die vorige aand toe die son begin sak. Net so, dit kan seker net so na die son gesak wees, het hulle al opgesit. Hulle is nog steeds daar. En daar's 'n wille wind. Nou as jy gaan kyk, hierdie wind waarvan in die taal waar dit geskryf is in Grieks, praat dit eintlik van 'n orkaan tipe sterkte wind. As jy by die see al vakansie gehou het en die wind het sterk gewaai, niemand is op die strand nie. Die sand slat vir jou dat jy huil. Jy wil eerder in die huis wees agter 'n toeskuif deur. Die wind huil om die hoeke van jou vakansieplek, waar as jy in 'n karavaan bly, dan is jou tent die hele tyd bo op jou dak en nie voor jou karavaan nie. Kan jy jouself indink in daai omstandighede, is jy in 'n boot op die water? Hulle kan nie seil nie, want Jesus het gesê, daai rigting, en daai rigting kan ons nie seil nie, ons moet roei. Roei die hele tyd teen die golwe en die wind is teen my. Sterk wind gewaai. Hy het gesien hulle roei swaar. Want die wind was teen hulle. Ten dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom en hy wou langs hulle verbygaan. Krisis, Jesus. Verby! Wat van na hulle toe? Kan jy jouself indink in hierdie situasie? Hier kom iets, hulle moet maar suffer. Toe ek hierdie lees, dink ek by myself, ek wonder of ons besef dat Jesus presies geweet het waarmee hy besig is. Dat hy geweet het, hy laai 'n klomp ouens in 'n boot, om heel nag te sit en roei, maar nêrens te kom nie. Hy was besig om sy disippels te leer. Jesus het nooit 'n geleentheid laat verbygaan om die ouens wat hom volg te leer nie. Maar die prentjie wat ons hier moet kry nie, is nie eintlik Jesus wat wil verbyloop en net vir hulle wil waai nie. Die prentjie wat ons hier moet kry is dieselfde prentjie wat Moses gehad het. Toe hy by God gekom het, nadat God met hom gepraat het in 'n brandende bos en hom gesê het, haal die Israeliete uit Egipte uit en vat hulle na die beloofde land toe, en hy is vol verskonings. En hy spandeer baie tyd saam met die Here. En hy sê vir God, wys my net u aangesig, wys my u gesig. Ek wil net sien hoe lyk hy. En God sê vir hom, as jy my in die gesig kyk, sê verseker doodgaan. Maar ek sê jy wat, ek gaan jou in die kraak van 'n rots indruk. En ek gaan by jou verbygaan en jy sal my volle heerlikheid aanskou. Hierdie is dieselfde verbygaan. Of soos Elia, wat weghardloop vir sy lewe. Want hy het gesê wat die Here gesê het vir die nasie van Israel, en nou is sy lewe in gevaar. En hy hardloop na 'n berg toe, om soek na die Here, want hy kan nie verstaan, hoekom moet hy nou vermoor word nie, want hy het net gesê wat die Here wou sê, en hy lê in hierdie rots, en die Here sê vir hom, Elia, staan op, gaan na die mond van die grot toe, want ek gaan my heerlikheid in jou openbaar. Ek gaan nou vir jou wys wie ek is. So hierdie verbygaan, waarvan
hierso staan, is nie 'n verbygaan nie. Dis God se heerlikheid is op pad om uitgebeeld te word. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en geskree. Dis 'n spook! Van angs het hulle hart begin skreeu. Dit klink so snaaks. Dit klink belaglik. Maar ek wonder, hoe sal jy gereageer het as jy in daai boot gesit het? Ons loop nie eens op die strand as die wind sterk waai nie. En behalwe dit, ewe skielik is hier iets wat bo op die water, bo op die golwe loop. Hier by my. Sien ek beelde of is ek klaar dood? Daai woord, dis 'n spook, word regtig vertaal as demoon. Dis 'n duiwel, en van angs het hulle hart begin skree. Die een goeie stuk nuus wat ons in hierdie storie het, tot op hierdie stadium was hierdie disippels 100% gehoorsaam aan wat Jesus hulle gesê het om te doen. 100% gehoorsaam. Hulle omstandighede was pateties geweest. Hulle het nie geweet wat om in hierdie omstandighede te doen nie. Dit was oorweldigend. Dit voel vir my, ek is so angstig, ek kan nou doodgaan. Die druk van my lewe nou is net vir my te veel om te hanteer. Dis hoekom ek skree. Dalk voel jy so vanoggend. Maar hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Ek weet nie in wat se omstandighede sit jy vandag nie, ek weet nie hoe voel jy vandag as gevolg van 'n klomp goed wat in jou laaste paar maande, miskien jare, paar maande, laaste paar weke met jou gebeur het nie. Ek weet ook nie hoe lyk jou vooruitsig en waantoe is jou pad met jou lewe nie. Maar ten spyte van enige druk of angs wat jy vanoggend beleef, is dit Jesus se woorde. Wees gerus. Moenie bang wees nie. Ja, Jesus is maklik vir jou om te praat. Hannes is maklik vir jou om te praat. Jy ken nie my omstandighede nie. Ek hoef nie jou omstandighede te ken nie. Jesus hoef nie jou omstandighede te ken nie. Hy is wie hy sê hy is en hy was nog altyd die lig vir die wêreld. Hy was nog altyd sterker as enige natuurlike of georganiseerde omstandighede in die wêreld. Hy's bo alles verhewe en was nog altyd. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. So Petrus, ek is mos 'n disipel van Jesus en ek kon onthou 2 hoofstukke terug het ek 'n dooie ou uit die dood uit opgewek, sê Petrus vir homself. Ek het 'n siek ou gesond gemaak. En ek het hulle geleer van wie God is. Ek onthou dit en Jesus kon dit doen en hy het dit vir my gegee dat ek dit ook kon doen. So hy moet hierdie ook vir my gee. Ek wil ook op water loop. Ek wil ook hierdie kan doen. Here, as dit regtig is, beveel my. Hoekom sê hy beveel my? Het Petrus so vinnig die les geleer dat wanneer ek gehoorsaam is, het ek niks om voor bang te wees nie. Dit moet net van hom afkom. Jesus sê vir hom, kom. Petrus het uit die skei uit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Wat 'n wonderlike belewenis. Wat 'n wonderlike belewenis. Maar hoekom sal Petrus hierdie nie van homself skryf nie? Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my! En dis presies die geveg waarin ek en jy elke dag van ons lewe sit. Ons fokus is konstant besig om afgetrek te word. Ons is konstant blootgestel aan 'n stikkende wêreld. Ons leef in 'n realiteit waar ons vir onsself vertel het, dis hoe dit werk. Ek is nie God nie, ek kan nie bonatuurlike wonderwerke doen nie, en as hierdie tipe van goed begin gebeur, dan moet ek volste reg om angswekkend te begin leef, met vrees, elke dag van my lewe. En daai tipe vrees kan jou so verlam, dat jy nooit kom waar die Here jou wil hê nie. Jy kan konstant daar leef. In daai oomblik het Petrus net besluit, ek gaan nie
my vertroue hou dat Jesus regtig in beheer is hier nie. Ek gaan nie my vertroue hou nie. Maar prys die Here, waartoe gaan ons? Wat daar leer Petrus ons wat om te doen? Wanneer die lewe oorweldigend is, jy het geen ander opsie as om te sê, Here, red my nie. Ek het dit laasweek gesê. Ek het laasweek daarmee begin. Ek weet nie of jy dit gehoor het nie, of dalk was jy nie hier nie. Is dit nie so wonderlik hoe groot God se genade is nie? Prys die Here vir elke uitdaging in my lewe. Want as dit nie vir dit is nie, sal ek nie konstant bewus wees van hoe nodig ek sy genade het nie. Prys die Here dat dit met my lewe moeilik gaan, want dan roep ek, Here, red my. Anders doen ek dit nie. Anders raak ek so gewoond aan dat ek in beheer is, dat ek begin leef asof ek in beheer is. En dit bestaan nie. Dis 'n leuen. En dis waar jy vyand jou sal wil hê. Hy sal jou wil hê in 'n leuen vashou, dat jy dink jy kan in beheer wees. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek om gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? En ons vertel 2000 jaar later nog steeds hierdie storie van Petrus. Waarom het jy begin? Jesus het my genoem 'n klein gelowige. As hy nou voor jou opdaag en dit vir jou sê, die manier hoe ek en jy al ons moeilikheid op 'n daaglikse basis trotseer, is 'n bewys van hoe sterk my geloof is. Draai ek na my binnekamer toe en soek ek by die Here hulp, want ek weet jy my binnekant is goed onstuimig. Dis 'n bewys van hoe sterk jou geloof is. En net jy alleen weet hoe sterk is daai geloof van jou. Hy het toe by hulle in die skei geklim en die wind het gaan lê. Hulle was heeltemal uit die veld uitgeslaan. Hoekom? Want hulle het nie werklik verstaan wat die vermeerdering van die brood beteken nie. Hulle kon dit nie begryp nie. En hier kry ons so terugblits na die wonderwerk wat Jesus net die vorige aand, nog tot in die aand gedoen het op die strand. Dat Jesus vermeerder 5 broodjies en 2 visse en al die mense daar begryp waaroor dit gaan en wil dadelik, hulle sê hierdie is 'n profeet van God. Onthou, hulle het nie gesê dis die kind van God nie. Hulle het gesê hierdie is die profeet van God. Kom ons maak hom 'n koning. Want die Ou Testament het geprofeteer daar sal 'n profeet wees wat gaan kom. Kom ons maak hom die koning. Hulle het die wonderwerk aanskou wat Jesus gedoen het, maar die disippels wat die kos uitgedeel het gedink, hier's nou niks spesiaal nie. Hulle het dit nie gevang nie. Dan dink ek, hoe kry jy dit reg? Hoe kry jy dit reg as jy by die 7de stuk vis kom wat jy uitdeel, en jy besef nie jy is besig met 'n wonderwerk nie. Hulle het dit nie gesnap nie. So Jesus het vir hulle eie persoonlike belewenis met God se heerlikheid gereël op die water. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. En dis die heel eerste keer wat Jesus se disippels hom erken as die Seun van God. Voordat hulle gesê hy is 'n profeet, voordat hulle gesê hy is van God af, dis die heel eerste keer wat hulle dit sê. Hulle het voor hom gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Hoekom het hulle dit gesê? Want hy het mag oor die natuur. Hy het hulle kategorieë vir hoe die lewe werk totaal verwoes. Wat leer ons by Jesus in hierdie gedeelte? Nommer 1. Vrees maak jou blind. Ons moet dit nie mis vanoggend nie. Vrees is iets waarmee ons elke liewe dag van ons lewe gekonfronteer word. En die Here was op pad om sy heerlikheid vir sy disippels te wys, maar hulle was so in angstigheid dat hulle selfs geglo het dis 'n duiwel en dit is nie Jesus nie. Is dit moontlik dat die Here vanoggend by jou staan en jy sien hom nie as gevolg van die stres en die angs en die druk wat jy huidiglik in jou lewe beleef? Jy skuld vir jouself daai antwoord. Dit maak jou blind. Gehoorsaamheid bring heerlikheid. Gehoorsaamheid aan wat God sê,
As God se wil vir my en jou lewe, en ek het dit ook al baie gesê, is dat ons hom sal ken. Dat ons die totaal volheid van God se heerlikheid sal ken. So is ek gehoorsaam as ek op 'n daaglikse basis moeite doen om by hom uit te kom, meer van hom te leer, te bid en met hom te praat. Is ek besig om gehoorsaam te wees? Jy is besig om gehoorsaam te wees. Is ek besig om gehoorsaam te wees om vir iemand anders te vertel van hoe heerlik hy is? Jy is besig om gehoorsaam te wees. Jy is soos Jesus' disippels wat so pas in die boot geklim het en presies in die rigting gaan wat Jesus gesê het daar. As jy op 'n daaglikse basis, hierdie is baie prakties, as jy op 'n daaglikse basis gehoorsaam is, sal jy nooit iets hê om oor te vrees nie. Sal jy nie blind raak nie, gaan jy nie God mis wat reg voor jou staan nie. Jy weet, Jesus het hierdie woorde gesê, as julle my lief het, sal julle doen wat ek sê, wat ook beteken, liefde, waar liefde is al geen vrees nie. My gehoorsaamheid aan God is 'n bewys van my liefde vir hom, en daar sal geen vrees wees nie. Geen vrees nie. Dit bring die heerlikheid van God in my lewe in. Dit bring bonatuurlike oë in my kop in, om goed te sien wat ek gedink het God nie moontlik kan doen nie. Hy staan buite tyd en ruimte. Dis asof ons hieraan moet herinner word, want ons sukkel om dit te kan indink in ons koppe, want ons kan net binne in tyd dink, en ons kan net binne in spasie of ruimte dink, want ons bly binne in tyd en ruimte. God is buite dit, en hy bewys dit hierso, deur te wys, ek loop op water. Niemand anders kan op water loop nie, ek kan. Ek maak 'n storm stil, toe hy in die boot klim, toe raak die storm stil, toe gaan lê die wind. Ek kan tot laat jy op water loop. Dalk voel dit vir jou of jy in die diep kant is in jou lewe. Maar die Here aan jou kant kan jy bo op die water loop. Hy is buite tyd en ruimte. Hy kan iets bonatuurliks doen wat jy nie gedink het is moontlik nie. Want dis wie God is. Hy nooi jou uit buite jou gemaksone. Hierdie is nie 'n lekker een nie. Ek bedoel, hy het vir Petrus gesê, kom. As jy werklik 'n belewenis met God het, wat konstant elke dag vir jou wys wie hy is, dan gaan jy begin dink, tyd en ruimte kan my nie beperk met wat die Here deur my lewe wil doen nie, net soos wat Petrus dit besef het in daai oomblik. En hy gesê, maar ek kan gaan hiervoor. Dis buite my gemaksone, dit was buite Petrus se gemaksone. Inteendeel, dit het hom oorweldig. Maar nog steeds was die Here genadig genoeg om hom te gryp, voordat hy gesink het en verdrink het. Hy nooi jou uit buite jou gemaksone. As jy die Here dien, ek het dit laasweek en die week daarvoor ook gesê, die Here, die doel van die lewe is nie vir jou om gemaklik en gerieflik te wees en so gemaklik en gerieflik as moontlik te wees nie. Die doel van die lewe is om volgens die waarheid elke dag van jou lewe te leef, en dit is uitdagend. Dis onverwags. En die heeltyd werk die Here in my en jou lewe so. En soms mis ons dit, want ons wil gemaklik wees. Hy nooi jou uit jou gemaksone uit. En as jy vanoggend eerlik met jouself is, die plek waar jy nog die mees onveiligste gevoel het of ongemaklikste gevoel het, is die lesse wat jy tot vandag toe nog onthou wat jy geleer het. Dis die plek waar ons die meeste in ons lewe groei. Dis buite ons gemaksone. En laastes wat ons leer van God is, hy is by jou. Hy het nooit sy disippels gelos nie. Hy was alleen op die strand, maar hy het hulle gesien, sien ons in Markus, hy het hulle gesien sukkel, hy het gesien hulle roei swaar, en hy het gegaan. Hy is by jou. Hy is altyd by jou. Maar vrees kan jou so verlam dat jy hom nie sien nie. Jou moontlike ongehoorsaamheid is die skuldige een vir al die angs en die vrees in jou lewe. Ons het nodig om nader aan God te kom. Ons het nodig om meer tyd te maak vir hom. Ons het definitief nodig om meer gehoorsaam te wees. And the things of this world might grow strangely dim. Kom ons bid saam.
Ons sê ons Vader, ons loof en ons prys U en ons gee al die eer vir wie U is. Ons het 'n Bybel waar ons hierdie goed kan lees en ons het die Heilige Gees wat dit vir ons oopbreek, vir ons mooi wys. En tog sluk die storms van die lewe ons nog steeds in. Here, ons wil vanoggend soos Petrus bid, red ons. Mag ons vreesloos in hierdie lewe leef vir U heerlikheid. En mag ons U heerlikheid aanskou soos wat U dit vir ons die heeltyd wys. Mag dit vir ons moontlik wees om nie stil te raak nie. Juis as gevolg van U nabyheid in ons lewe. Dat ons van U sal getuig oral waar ons kom. Dat ons U sal soek om elke hoek en draai, al is dit moeilik. Al is dit buite ons gemaksone, dat ons sal aanhou, Here. Geef ons die ywer om aan te hou. Here, mag ons die teenwoordigheid konstant beleef, soos ons U soek. Kom dryf alle vrees uit elke lewe, elke stuk angs uit elke lewe uit vanoggend. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.